Kom ons lees die 73ste keer uit die boek Openbaring en dan gaan ons Openbaring 15 lees. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God almagtig, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels, en een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God, wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele voleindig was nie. In Openbaring 15 sien ons dinge groot en wonderlik. Ons het in die boek Openbaring 'n reis onderneem wat ons vreeslike dinge laat sien het. Die inhoud van hierdie boek sal die nekhare van enige persoon laat rys. As rillings nie iewers deur jou lyf gaan met die lees van die boek nie, dan verstaan jy nie heeltemal wat jy lees nie. Vreesaanjaende gesigte en visioene van 'n onheilspellende toekoms word in hierdie boek beskryf. Menspynigende demone word losgelaat uit die onderwêreld. Weermagte trek op vir oorlog. Meteoriete en asteroïde tref die aarde en bring uitermate groot skade. Varswaterbronne wat besoedel word. Graslande en bome wat afbrand. By al hierdie dinge is daar 'n wêreldkoning, 'n wêreldleier wat met 'n harde hand die wêreld onderdruk met sy sataniese bestel en die mense uiteindelik forceer om hom slaafs na te volg. Dit is alles vreeslike dinge. Daar is nou iets wat Johannes sien, wat midde al hierdie tekens vir hom groot en wonderlik is. Dit is nie vreemd om van groot dinge in die boek Openbaring te lees nie. Dit blyk alles in hierdie 7 jaar is in elk geval meer intens, meer dramaties en groter as enige iets anders. Hierdie tyd word nie verniet die groot verdrukking genoem nie. Matteus 24 vers 21, Openbaring 2 vers 22 en Openbaring 7 vers 14. Alles is groot in die groot verdrukking. Wanneer Jesus praat, dan is dit met 'n groot stem soos 'n bassein, Openbaring 1 vers 10. Groot en sterk engele roep uit met groot stemme, Openbaring 5 vers 2, 7 vers 2, 11 vers 15. 'n Groot swaard sal vir die ruiter van die 4-rooi perd, die anti-kris, gegee word om die vrede van die aarde weg te neem, Openbaring 6 vers 14. Groot aardbewings sal in hierdie tyd plaasvind, Openbaring 6 vers 12, 11 vers 13, 16 vers 18. Die toren van die lam in hierdie tyd sal groot wees, Openbaring 6 vers 17, 16 vers 14. Die skares wat gered word, sal groot menigtes wees, Openbaring 7 vers 9. Groot berge en sterre wat brand sal in die see val, Openbaring 8
vers 8 en vers 10. Groot haal sal die aarde tref, Openbaring 11 vers 19. Die duiwel is 'n groot vuurrooi draak, Openbaring 12 vers 3. Die duiwel sal met groot woede neerdal op die bewoners van die aarde, Openbaring 12 vers 12. Die antichrist sal groot woorde spreek en groot tekens doen, Openbaring 13 vers 5 en vers 13. Groot hitte sal die aardbewoners skroei, Openbaring 16 vers 9. Babylon, die groot stad, sal vernietig word, Openbaring 16 vers 19 en 18 vers 2. Die Satan sal uiteindelik vir 1000 jaar met 'n groot ketting gebind word, Openbaring 20 vers 1. God sal die ongeredde wêreld oordeel van 'n groot wit troon af, Openbaring 20 vers 11. Uiteindelik sal daar 'n groot stad met groot en hoë mure wees vir die kinders van die Here, die nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 10 en vers 12. Baie dinge in hierdie boek bring groot vrees oor die bewoners van die aarde, Openbaring 11 vers 11. Die boek bevat vreeslike dinge en groot dinge, maar nou sien Johannes iets groot en wonderlik. Die rede waarom dit wonderlik is omdat dit die einde van al hierdie vreeslike dinge is. Die tyd het aangebreek. Die term wat die einde van God se grimmigheid aandui, is die woord voleindig, Openbaring 15 vers 1. Hierdie woord is die Griekse woord teleo. Dit word afgelei van 'n ander Griekse woord telos. Die laasgenoemde is baie bekend onder predikante. Wanneer ons 'n gedeelte in die Bybel lees, dan is ons altyd op soek na die telos van die gedeelte. Dit beteken die sentrale gedagte wat die teks wil kommunikeer. Afgelei van hierdie woord beteken die woord voleindig daarom dat God se doel nou bereik sal word. Die intensie wat God gehad het met die groot verdrukking sal voleindig wees, nadat die laaste 7 plaae uitgegiet is. Dit wys ons ook daarop dat God se oordeel nie onbeheerst en roekeloos was nie. Dit beteken God se woede en toorn oor die goddeloosheid is nie emosioneel of wispelturig nie. Sy oordeel breek los, maar dit bars nie uit op die ingewing van die oomblik nie. Sy oordeel is wel berekend en doelmatig om hoofsaaklik 2 dinge te bereik. Israel, 1, tot bekering te bring, en in dieselfde asem die goddelose, 2, te straf vir hulle ongeregtigheid. Die oordeel van God is binne beheer en binne perke. Dit word duidelik gesien in die terme van die oordeelsmaat wat gebruik word. Ons leer die oordeel word ingeskink en uitgegiet volgens maat. Psalm 75 vers 9, Openbaring 14 vers 10. Dit is nie meer of minder as wat God sal toelaat nie. Dit is interessant om te sien dat God egter vir Babylon dubbel inskink. Ons lees daarom in hierdie 15de hoofstuk van iets groot en wonderlik en uiteindelik die 7 laaste plaae wat sal aanbreek, wat die oordeel van God, die grimmigheid van God voleindig. Voordat hierdie laaste 7 plaae egter uitgegiet word, sien ons groot dinge gebeur in Openbaring 15. Hier is hoofsaaklik 2 tonele wat Johannes sien. Die eerste een is vers 2 tot 4, met ook iets wat hy hoor, en dan die volgende toneel is vers 5 tot vers 8. Ons sal volgende keer daarby stil staan. Ons is besig met die 74ste voorlesing uit die boek Openbaring, en ons lees weer Openbaring 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. 7 engele met die 7 laaste plaae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam,
het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plae van die 7 engele volëindig was nie. Dit is in hierdie hoofstuk 15 dat Johannes groot en wonderlike dinge sien. Nou sien hy 'n see van glas met oorwinnaars, so het vers 2 ons geleer. Dit is nie die eerste keer dat ons van 'n see van glas in die boek Openbaring lees nie. Ons het wel van hierdie selfde platform gelees in Openbaring 4, toe die kerk van die Here Jesus voor die groot verdrukking in aanvang neem opgeneem is om daar te staan. Dit is hulle wat gekoop is met Jesus se bloed uit elke stam en taal en volk en nasie. Openbaring 4 vers 9. Openbaring 4 vers 6, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. Ons lees egter nou van 'n ander groep mense. Die eerste groep is duidelik nie blootgestel aan die groot verdrukking nie. Hierdie tweede groep het die groot verdrukking oral oor hulle geskryf. Ons weet daarom dat hierdie mense van wie ons nou lees ook voor die troon van Jesus sal wees. Hulle sal daar staan as oorwinnaars. Hulle kom uit die groot verdrukking as oorwinnaars. Oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam. Openbaring 15 vers 2. Alhoewel dit lyk of daar 4 dinge is wat hulle oorwin, is dit egter net 3. Hulle oorwin die Antichrist self. Hulle is die wat oorwin, wat nie deel geword het aan die een wêreldregering nie. Hulle oorwin die Antichrist se beeld, wat opgerig is om te aanbid. Met ander woorde, hulle het nie deel geword van die een wêreld godsdienst nie. Hulle oorwin ook die teken, die getal van sy naam, 666. Hulle het daarom ook nie deel geword van sy een wêreld geldsysteem nie. Ons lees van hulle ook in Openbaring 7 vers 14, hulle wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle self laat was in die bloed van die lam. Hulle het ook honger gehad en swaar gekry, omdat hulle nie kon koop en verkoop nie. Openbaring 7 vers 16. Hulle het egter aan God vasgehou en hom bly vertrou. So wie is hierdie oorwinnaars? Wel, hulle staan voor die troon van God op die see van glas. Maar die vorige keer toe die bruid daar verskyn het, het ons niks gelees van vuur nie. Nou is die see van glas gemeng met vuur. Vuur neem ons dadelik terug na die slotwoorde van die vorige hoofstuk toe 'n engel wat mag het oor die vuur uit die altaar beweeg het om antwoord te bring op die gebed om vergelding van die martelare wat onder die altaar versamel is. Openbaring 6 vers 9 en 14 vers 18. Onthou, daar is aan hulle gesê om te rus totdat hulle medediensknegte en broeders se getal ook voltallig is en hulle ook versamel is. Wel, nou lyk dit voltallig te wees. Hulle is nie meer onder die altaar nie. Hulle staan nou voor die troon van God. Daar is vir hierdie rede dat sommige meen, of dit is vir die rede dat sommige meen dat mense wel in hulle derduisende gered sal word in die groot verdrukking, maar dat
in die doodsnikke van die verdrukking daar nie meer mense gered sal word nie. Nie omdat God hulle nie wil red nie, maar omdat hulle so verhard is dat hulle nie belangstel nie. Die wie se oë oop sal gaan, sal hoofsaaklik gered word in die eerste deel van die verdrukking. Hiervan vind ons 'n voorbeeld in die volgende hoofstuk, dat alhoewel die pla erg was, hulle hul steeds nie bekeer het nie. Openbaring 15 vers of 16 vers 9 sê dit vir ons. Dit beteken nie dat daar nie meer geredde mense op aarde sal wees of oorwees nie, want ons weet dat daar skapen boknasies aan die einde van die groot verdrukking sal wees en dat die Bybel pertinent sê die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Dit verwys na die groot verdrukkingstyd. Wat wel gesê kan word, is dat die getal van die martelare sal iewers aan die einde van die groot verdrukking voltallig wees. Hierdie oorwinnaars staan met sieters in hulle hande. Sou u die psalms ken, dan weet ons, 'n sieter word in verband gebring met die lof en eer van God. Psalm 147 vers 6 en 7 sê, die Here rig die ootmoediges weer op, die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. Sing 'n danklied tot eer van die Here, psalm sing tot eer van God met die sieter. Uiteindelik is hierdie martelare se gebed om vergelding beantwoord. God wreek hom op die bloed van die bewoners van die aarde, die goddelose mense, wanneer hy sy sekel inlê en in grimmigheid hulle afmaai. Hy verneder die goddelose tot die grond toe, hulle staan gereed met die sieters en dan hoor ons ook dat Johannes van hulle liedere getuig. Maar dit sal ons by 'n volgende keer hanteer. Ons gaan nou vir die 75ste keer voorlees uit die boek Openbaring en ons lees weer Openbaring hoofstuk 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God en die lied van die Lam en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot aan alle ewigheid, en die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele voleindig was nie. Vers 3 en vers 4 wat ons gelees het, leer ons van 2 liedere van verlossing. Die eerste lied is Moses se lied, wat opgeteken is in Eksodus 15. Die kern van hierdie lied, God het my tot heil geword. Hierdie lied is 'n verlossingslied. God het die mag van Farao verbreek en sy strydwaans in die see begrawe. Israel is verlos uit die slawehuis en van hulle slawedrywers bevry. Eksodus 15 vers 2, die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. So sing hierdie oorwinnaars, dat hulle vrygekoop is van die tirannie van die Antichrist. Die menigtes wat gered is uit die groot verdrukking se geloof en vertrou was juis op God. So het ons reeds gesien toe hulle in dankbaarheid uitroep in Openbaring 7 vers 10, heil aan onsse God wat op die troon sit en aan die Lam.
Wanneer die 7 laaste pla dan uitgegiet word, op die aarde sal God hulle bloed op die bewoners van die aarde en hulle onderdrukkers wreek. Soos Moses God verheerlik het, so sing hulle ook in die hemel voor die troon van God. Eksodus 15 vers 6 en 7, O Here, U regterhand is verheerlik deur krag, U regterhand, O Here, verpletter die vyand, en in U groote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan, U stuur U torengloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En dit is wanneer die Here die bloed van die martelare gaan wreek op die bewoners van die aarde, en hulle sing hierdie verlossingslied dat God hulle verlos het, maar dat daar oordeel is vir die wat hulle onderdruk het. Eksodus 15 vers 11 en 12, O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U verheerlik in heiligheid, gedig en roemryke dade, een wat wonders doen? U het U regterhand uitgesteek, die aarde het hulle verslind. Die mens se seun wat op die wit wolk sit, het 'n sekel in sy hand en hy steek dit uit oor die aarde en oes die lewens af van die goddelose. Dit lyk in stryd met mekaar te wees. Aan die een kant word God geloof en geprys, aan die ander kant sterf mense onder sy oordeel. Ons lewe in 'n tyd waar mense God net wil loof vir al die oënskynlike goeie goed, maar hier word God geloof ook vir sy oordeele. Die tweede lied is die lied van die lam. Die boek Openbaring leer ons van profeseë en leer ons groot en wonderlike dinge. Een ander ding wat die boek ons leer is liedere. Hierdie boek bevat van die mooiste verlossingsliedere wat ooit gesing sal word. In Openbaring 5 vind ons die lied van die lam, wat gesing word deur die bruid van Jesus. Dit is soos die lied van Moses 'n verlossingslied. Hulle sing tot eer van die lam, Jesus Christus, omdat hy hulle gekoop het met sy bloed. In Openbaring 14 sing die 144.000 'n lied van die lam. Dit is ook 'n nuwe lied, 'n lied waarin hulle God loof, juis omdat hulle van die aarde vrygekoop is. Weereens 'n lieflike verlossingslied. Openbaring 15 sing die martelare ook die lied van die lam. En hulle lied het 5 hoofbewegings. Eerstens, dat God groot en wonderlik is in sy werke. Tweedens, God almagtig is regverdig en waaragtig in al sy weë. Derdens, hy word koning van die heiliges genoem. Vierdens, God alleen is heilig en daarom behoort hy gevrees te word. En laastens, hy, God, sy regverdige dade is sigbaar in alle mense. Hierdie lied wys ook vorentoe na Openbaring 20, wanneer Jesus op die troon van Dawid sal sit en sy koninkryk van vrede oprig. Jesaja 9 vers 6. Dit is dan wanneer al die nasies sal kom en hom aanbid. Openbaring 15 vers 4. Ons sal as die Here wil by 'n volgende keer die laaste gedeelte van Openbaring 15 hanteer. Ons gaan nou vir die 76ste keer voorlees uit Openbaring en die laaste keer uit Openbaring 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God, en hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van getuienis in die hemel is geopen, en die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne
en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword by die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaae van die 7 engele volëindig was nie. Ons sien hier vanaf vers 5 tot vers 8 'n geopende tempel met 7 engele. Saam met die lied van Moses wil God ons deur hierdie gesigte intentioneel aan die Ou Testament laat dink. Die tent van die getuienis was juist die plek waar God met Moses ontmoet het en met hom gespreek het soos 'n mens met 'n vriend sou spreek. Eksodus 33 vers 10 tot 11. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Jy sal opmerk dat die volk nie ook in hierdie tent toegelaat is nie. Selfs jare later sou die hoëpriester net 1 keer 'n jaar in die allerheiligste inbeweeg. Ons lees egter nou dat Johannes hierdie tent oop sien, en voorwaar dit is oopgemaak deur die kruisoffer van die lam. Hy het die middelmuur van skeiding afgebreek en die voorhangsel is geskeur, Efesiërs 2 vers 14. Wanneer Johannes dan 7 engele uit die tempel sien vlieg, dan verwys dit soos Openbaring 14 vers 17 na die tempel wat in die hemel is. Hulle is daarom in die teenwoordigheid van God. Hierdie 7 engele is bekleed met rein, blink linne en met goue gordels. Rein, want hulle is in die teenwoordigheid van God en God se oë is te rein om enige ongeregtigheid te aanskou. Habakuk 1 vers 13. Blink, want hulle is in die teenwoordigheid van God, soos Moses se aangesig wat geblink het nadat hy op heilige grond gestaan het, Eksodus 34 vers 30. Goue gordels, omdat hulle koninklike diensknegte is, wat God se wil volvoer. Die 4 lewende wesens word nou ook genoem. Ons het reeds gesien in Openbaring 4 vers 6 dat by hierdie see van glas rondom die troon van God die 4 lewende wesens is. Een van hulle is die een wat die skale vol van die grimmigheid van God aangee. Miskien is dit die een wat soos 'n mens lyk, aangesien dit die oordeel is wat oor die mens gegiet word. Onthou, die een was soos 'n leeu en die tweede soos 'n kalf en die derde het 'n gesig gehad soos 'n mens en die vierde was soos 'n arend wat vlieg. In die teenwoordigheid van God oorhandig een daarop goue skale. Dit is kruike of komme, bakke, afgeweegde oordeel van God aan elke engel. Die tempel het dan vol rook geword, dat niemand kan ingaan totdat die pla volstrek is nie. Alhoewel die tempel en die tent oop is dit kompleet of niemand by God kan uitkom in die laaste oordeel nie. Dit wys ons op die beslisheid daarvan. Niemand kan om genade pleit nie. Niemand kan hom versoek om die oordeel op te skort nie. Dit sal beslis plaasvind. Rook is 'n beeld in die Bybel van God se oordeel. So vind ons die digter Dawid wat God se verlossing beskryf en hoe God in woede neerdaal op sy vyande. Psalm 18 vers 8 tot 10. Toe die aarde geskud en gebewe, die fondamente van die berge het gesidder en geskid, omdat hy toornig was. Rook is in sy neus wat het opgegaan, en 'n vuur uit sy mond het verteer. Kole uit hom het gebrand, en hy die hemel gebuig en neergedaal, en donkerheid was onder sy voete. In Psalm 74 vers 1 vra Asaf die vraag, waarom rook u toren teen die skape van u weide? Hy vra 'n soortgelyke vraag in Psalm 80 vers 5. O Here, God van die leerskare, hoe lank nog rook u toren by die gebed van u volk? God sal in die groot verdrukking Israel in die smeltkroes gooi, Sagaria 13 vers 9.
Dit is egter met die laaste 7 plaae die goddelose nasies se beurt. Hulle gaan egter nie soos silwer tevoorskyn kom of soos goud gelouter word nie, want hulle word in die parskyp van God se grimmigheid gegooi. Openbaring 14 vers 19 en 19 vers 15. Die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. In hoofstuk 16 word die 7 plaae dan uitgegooi.